bly jy deel dit vanmôre saam met ons. Kom ons hoor gou. Hoopelik hierdie week sal wat kom, sal die wat dit nog nie het nie. Almal wat so 'n bandjie gekry het, ek hoop jy dra hom. Miskien is dit baie eenvoudig en miskien is dit selfs kinderlik. Maar ek dink net die feit dat jy gekonfronteer word is genoeg. Is genoeg. En ek gaan vanmôre is nou die derde boodskap. What would Jesus do is ons tema vir die jaar. En ek wil graag vanmôre met u praat oor daar staan geskrywe. Nou ons het in die laaste 2 weke gekyk veral na die evangelies, want dis die evangelies is Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ons kyk in besonder daarna sodat ons kan uitvind wat het Jesus gedoen en hoe het hy geleef en hoe het hy opgetree, sodat ons vanmôre hom die kans kan gee om ook in ons en deur ons te kan leef. En as ons praat oor daar staan geskrywe, dan dink ek almal van u weet, dis Jesus se woorde. As 'n mens lees in die Bybel in Matteus 4, vanaf vers 1 tot 11, dan sien ons dit gaan oor die versoeking van Jesus in die woestyn. Ek dink almal van julle ken dit. En ek wil net 'n paar verse, ek gaan nou nie al 11 verse lees nie. Maar hoor gou, hy sê, daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Dis nogal vreemde terme. Hy sê, nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het. Kom ons stop gou hier. Jesus vas vir 40 dae en 40 nagte. En wat is die uitkoms? Wat is die uitkoms? Die uitkoms is die Heilige Gees lei hom die woestyn in. Kom ons wees gou eerlik, as ek en jy vir 40 dae vas, soek ons nie die woestyn nie. Kom aan, as ek en jy vir 40 dae gevas het, dan wil ons nie na 40 dae die woestyn toe gaan nie, want as ons vir 40 dae en 40 nagte gevas het, dan wil ons eintlik by oorwinning uitkom. En vers 3 sê, toe kom die versoeker, dis nou die duiwel, Satan, na Jesus toe en sê vir hom, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Kon Jesus dit doen? Hy kan enigiets doen. En ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy werklik wil leef soos Jesus, as ek en jy werklik soos hy wil leef, volgens what would Jesus do, wat sou Jesus doen? As ons werklik so wou leef, moet ons verstaan wat Jesus self deurgegaan het. Moet ons verstaan wat Jesus self voorgestaan het. Toe Jesus versoek is daar in die woestyn, ek wil jy iewers moet jy 'n nota maak. Almal het blaadjies gekry met die notas, né? Gaan by die huis en lees Matteus 4 vers 1 tot 11. En terwyl jy dit lees, wil ek hê jy moet verstaan, as Jesus versoek is, word sy identiteit bevraagteken. Sy roeping word getoets.
En hy kon nie staat maak op sy eie emosies nie. Hy kon nie staat maak op sy eie opinies of redenasies nie. Hy kon nie staat maak op sy intellek nie. Elke keer as die duiwel na Jesus kom en iets noem, dan antwoord hy hom op dieselfde manier. Elke keer as die vyand kom met 'n aanslag, dan raak Jesus nie pap en lam en sit op 'n hoopie en kry homself jammer nie. Nee. As die vyand kom, dan sê hy net hierdie, daar staan geskrywe. Kan ek vanmôre vir u sê, 'n kerk wat Jesus volg en nie op die woord staan nie, sal geestelik altyd onstabiel wees. Dit bring ons by die eerste. Die gees, die woestyn en die vuurtoets. Vers 1 sê, toe is Jesus deur die gees die woestyn weggelei. Ek wil hê jy moet, kom ons stop gou. Kom ons sê gou vir mekaar. Jesus is nie vanweë sonde die woestyn ingelei nie. Hy's nie as gevolg van 'n verkeerde keuse die woestyn ingelei nie. Kom ons stop gou hier. Want die vyand werk vandag nog net op dieselfde manier. En die manier hoe hy vir Jesus gekonfronteer het, hy werk vandag nog daar. Die vyand dink, as hy dieselfde ding oor en oor doen, sal hy verskillende uitslaai. En dis hoekom Paulus sê, ons is nie onbekend by die werke van die duiwel nie. Ons is nie onbekend daarmee nie. Ons weet hoe hy werk. So, dis belangrik om raak te sien, dat Jesus is deur die Heilige Gees uitgelei, of weggelei, die woestyn in. En dit bring ons by die eerste skrifinsig wat daar vanmôre is. Toetse beteken nie, God het jou verlaat nie. As jy deur goed gaan, moet jy vanmôre weet, dat jy's nie daarin, omdat jy een of ander fout gemaak het, of een of ander plek misgevat het, of omdat jy gesondig is, of omdat jy nie goed genoeg is nie. Ons sien, Jesus was volmaak. En die Gees het hom daar. En partykeer as ons deur goed gaan, dan dink ons, waar is die Here? Nou nie jy nie, maar ander ouens. Waar is die Here? Toetse beteken nie, die Here het ons verlaat. Dis die eerste belangrike. Die tweede belangrike, soms lei die Gees ons na plekke waar ons geloof gesuiwer word. Luister, jou geloof kan nie gesuiwer word deur gemaklike omstandighede nie. Jou geloof word gesuiwer deur moeilike omstandighede. Ons word gesuiwer soos goud. Partykeer laat die Here toe dat daar goed in ons lewe gebeur. En wat hy toelaat, is daar om ons te versterk. Is daar om ons te laat groei. Is daar om ons te ontwikkel. Is daar om ons sterk te maak. Amen. En is vir ons belangrik as mense wat deel is van hierdie kerk, om vanmôre te besef, in ons Pinkstertradisie glo ons aan die werking van die Heilige Gees. Ons glo aan die leiding van die Heilige Gees. En partykeer, kom ons sê vanmôre vir mekaar, partykeer gaan ons deur goed, al is ons gelei deur die Gees. Dit voel vir jou, as ek doen wat die Here wil hê, dan is dit asof al die helse magte op aandag staan. Ek wil jy moet hoor, Jesus word nie na 'n fees toegelei nie. Hy word na die woestyn toegelei. Hy gaan nie om fees te vier nie, hy gaan om te veg.
Die woestyn is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Dis maar sy manier om ons voor te berei. Dis sy metode om ons te laat groei, te ontwikkel, om ons sterk te maak. Dis sy metode om ons op 'n plek te kry waar ons na die volgende stapie toe kan gaan. Ek weet dit klink simplisties, maar hoe vorder kinders op skool van een graad na 'n volgende een? Hulle moet eers deur 'n toets gaan. Hoe gaan jy van een geestelike vlak na die volgende geestelike vlak? Hallo? Die gees wat op Jesus neergedaal het in die Jordaan, daar in Matteus 3 vers 16, is dieselfde gees wat hom nou kom versterk om die woord te spreek. Weet jy wat? Kan ek vanmôre vir jou sê? Partykeer maak ons as Pinkstermense die fout om te dink, net die Heilige Gees lei my. Maar die Heilige Gees gebruik die woord. Die Heilige Gees gebruik die woord. Jy kan nie 'n geesgevulde lewe lei sonder die woord gefundeerde stryd. En dit bring ons by die tweede een. Die versoeking en die aanval begin altyd by jou identiteit. Begin altyd daar. Ons vers 3 sê, die duiwel vra vir Jesus en hy sê vir hom, as u die seun van God is. As u die seun. Ek wil hê ons moet net gou dit verstaan. Hierdie staan in Matteus 4. Okay? Dit staan in Matteus 4. In Matteus 3 vers 16 sien ons dat toe Jesus gedoop is daar in die Jordaan, kom daar 'n stem uit die hemel waar God die Vader met hom praat en sê, dit is my seun. En net 'n hoofstuk verder sê die duiwel vir hom, as jy die seun is. Satan het nie Jesus se krag eers aangeval nie. Hy val sy identiteit aan. Hy val sy identiteit aan. En dit bring ons by die eerste geestelike waarheid. Satan val altyd wat God pas bevestig het aan. Kom ons dink gou hieraan. Dis nie, weet jy wat gebeur met Adam en Eva? God sê, sien julle die tuin? Julle mag van al die bome eet. Behalwe, is julle by my? Wat doen die duiwel toe hy daar kom? Hy sê, het die Here dan nie gesê, julle mag nie van die bome eet nie? Maar ek sê, hy gebruik dieselfde skrif. Jesus het sopas gehoor, dis my geliefde seun. En die duiwel kom saai twyfel. Ek wil nou nie te ingewikkeld raak nie. Maar by Adam kry die duiwel dit reg om hom te laat betwyfel. Adam is die eerste mens. Jesus is die laaste. Hallo? Net soos wat die Satan Adam probeer mislei het, so kom hy, en hy sê, gebruik, hy sê, het die Here dan nie gesê nie. Die vyand bevraagteken altyd die openbaringe wat God vir jou gegee het. Die vyand probeer altyd om dit wat die Here so pas gesê het van jou te beroof. Man, as jy deur 'n tyd gaan waar jy beleef, die Here het met my gepraat, die Here het met my gedeel, ensovoorts, ensovoorts. Wat doen die duiwel? Hy probeer so gou as moontlik hy woord steel en jou in twyfel bring. By die Jordaan sê God die Vader vir Jesus, dit is my seun. Maar die duiwel kom en hy sê, as u die seun is.
Jy sien, Satan val nie jou emosies aan nie. Satan val jou posisie in Christus aan. En as Jesus daar staan, onthou, toe Jesus aarde toe kom, was hy nie net volkome mens, hy was ook volkome God. So hy kon enigiets sê, want as Jesus, onthou Jesus was van die begin af, was hy God. Jesus het nie begin toe hy gebore is in die stad nie. Hallo, Jesus was nog altyd daar. En in die begin spreek hy 'n woord en hy sê laat daar lig wees. En wat gebeur? Daar's lig. Jesus kon net 'n woord spreek en dit sou ons al. Maar Jesus val nie die duiwel aan vanweë sy goddelikheid nie. Hy kom en hy antwoord as mens op die belofte van die Here. Hy staan op die woord. Hy sê, nee. Jy sê, maar kom ek sê vir jou, daar staan geskrywe. Luister, jou oorwinning lê in jou identiteit. OK. Ek sien party van die is nou 'n bietjie glaserig. Wat sê die Bybel? Kom aan, julle is apostolies, julle behoort dit te ken. Wat staan in Johannes 1 vers 12? Kom aan. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hallo, aan almal wat hom aangeneem, Johannes 1 vers 12, het hy die reg of die mag gegee, die autoriteit gegee, om te kan sê, ek is God se kind, vyand, sê wat jy wil, doen wat jy wil, ek is 'n koningskind, ek is 'n seun van die Allerhoogste God, ek behoort aan hom, jy kan tantrums gooi, net soos wat jy wil, die Here is my koning en my Vader. Jesus, as die duiwel kom en hy sê, as jy die seun gaan, Jesus probeer nie homself bewys nie, want hy weet wie hy is. En hier is 'n les vir jou en my. Hier is 'n les vir ons. Man, die duiwel kan sê, man, jy's die regte kind van die Here, jy lyk soos gister, jy praat soos gister, jy doen soos gister. Luister, van gister tot vandag het iets gebeur. Wedergeboorte het plaasgevind. Ek het hom aangeneem as my God en koning. Hy's my verlosser en my Here. En daarom is ek sy kind. Ek hoef nie daaroor te redeneer nie. Dit is so. Derdens, die autoriteit. Daar's gesag en mag en autoriteit in die woord. Nou mens kry twee verskillende woorde vir die woord. Die een Griekse woord is logos. Dit wat ons in die Bybel sien staan. Dit wat geskryf is. En ek het net ook gesê, as gelowiges word ek en jy nie net deur die Gees gelei nie, maar ons word ook deur sy woord gelei. En die Heilige Gees vat daai geskrewe woord en hy praat met jou, jy aanvaar dit, jy maak dit jou eie en jy spreek dit oor jou eie lewe. So daai geskrewe logos word dan rema. Daai geskrewe woord, logos, logos to theo. Daai logos to theo, die woord van God, word dan die rema van God. En Jesus kom, en hy gebruik daai logos, en hy maak dit sy eie, en hy spreek dit, en dit word rema. Luister, ek het vir jou nuus. As Jesus sê, daar staan geskrywe, is dit nie sy woorde nie. Dis God se woord.
Want dis 'n aanhaling uit Deuteronomium 8 vers 3. Daar staan geskrywe. So wat doen Jesus? Hy vat die geskrewe woord, hy maak dit sy eie, dit brand in sy hart, hy glo dit met sy wese en hy spreek dit uit. So die geskrewe woord word die rema woord. En die rema woord is kragtig en dinamies. Alles moet verander om in lyn te kom met die woord. Amen. En dit gee vir ons sekere insigte. Eerstens, luister, as Jesus in die woestyn is, onthou hy het nou vir 40 dae gevas en bid. Dink julle mense is nogal honger na 40 dae? Ek weet nie of jy al 40 dae sonder kos gebly het nie. Weet jy wat? 'n Mens se fisiese behoeftes, jou behoefte na kos, is 'n werklikheid. Jou behoefte na kos is 'n werklikheid. Maar jou geestelike waarheid wat jy uit die woord kry, is noodsaakliker. En dis hoekom Jesus sê, gaan net vir my een terug, in Matteus 4 vers 4, hy sê, die mens sal nie van brood alleen, gaan net vir my een terug, 'n mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord. So, ek word met die woord gevoed. My gees word sterk. En dis juist daai woord wat my kragtig en dinamies maak, wat my in staat stel om onder alle omstandighede en alle druk te triomfeer. Ek kan onthou een van ons pastore. Die Here gee vir hom 'n opdrag, hy moet 'n kerk bou. Maar hy moet die grootste kerk in die hele omgewing bou. Nou, dit is makliker gesê as gedaan. En hy besef dat om hierdie kerk te bou gaan miljoene ronde kos. Hallo? En die Sondag van die kansel af sê hy, die Here het met my gepraat, ons moet 'n kerk bou. En om die fondasie te lê, gaan ons 1 miljoen rand kos. Bid asseblief saam met my. En die volgende dag kom iemand by hom in sy kantoor en gee vir hom 'n tjek van 1 miljoen rand. Né? En hy is so opgewonde en so bly. Hy hardloop na die bidkamer toe en hy sê dankie en die Here sê, het ek hierdie gestuur of het die duiwel dit gestuur? O, Here. En hy sê, wat wil jy vir my probeer sê? En die Here sê vir hom, skeer daai tjek net nou op. Jy gaan dit nie band nie. Hierdie skeer jy hier op en jy verklaar dit hier nietig. Want die oorwinning is uit my en nie uit die vyand nie. 'n week later in al die koerante in ons Suid-Afrika word bekend gemaak van 'n maatskappy wat korrup is. Die hoof van daai maatskappy is in sy gemeente. En 'n sytjek 1 miljoen. Jy sien, jy kry die woord, jy vat die woord, jy word verkoop deur die woord, jy hanteer die woord, jy spreek dit uit. Daai Sondag toe hy voor op die kansel klim, toe's al die ouens van die pers daar. Hulle wil net weet, wat het hy met die tjek gedoen? Jy sien, as jy nie op die woord staan nie, sal jy val nog voordat jy begin het.
Dis juist die woord wat jou gees versterk om alle omstandighede deur te gaan en deur te druk. En die AGS beklemtoon ons dat die Bybel, God se woord, is die finale gesag. Dit is belangrik. Jesus haal Deuteronomium 8 vers 3 aan. En hy maak die geskrewe, die logos woord, maak hy rema in sy situasie. En kom ons sê, waarmee is ons besig? What would Jesus do? Wat sou Jesus doen? So, as hy ons wys wat om te doen, wat doen ek en jy in hierdie omstandighede? Hallo? Weet jy wat? As Jesus deur hierdie woestyn tydperk gaan, is sy honger en dors en sy liggaam is swak. Maar wat sê Paulus, as ek swak is ek eintlik sterk. Hallo? As ek swak is ek eintlik sterk. Maar honger is net tydelik, maar die woord is ewig. Luister, ek wil vanmôre vir jou vra. Ek glo ons leef in die eindtyd. En in hierdie eindtyd moet ek u waarsku. Ek moet u waarsku. En moenie jou integriteit opoffer vir kitsoplossings nie. Moenie jou integriteit opoffer om kortpad broodjies te kry nie. Nee. Weet jy wat? Wat help dat jy versadig jou maag, maar jou siel ly skade? Weet jy wat? As ek na Jesus kyk, hy het nooit sy integriteit prysgegee nie. Hy het nooit sy roeping verruil vir onmiddellike verligting nie. As Jesus kruis toe moet gaan, dan sê die Bybel, die kruis, weet jy wat, as iemand vandag vir jou sê, jy moet gaan sterf aan 'n Romeinse kruis, dink ek, gaan jy dood, nie vanweë die kruis nie, maar vanweë die paniek. Ek het al baie gehoor, en ek weet nie of dit die waarheid is nie. Die mediese sê, as iemand van 'n gebou afspring, gaan staan sy hart voordat hy die grond tref. Jy sien, daai benoudheid, daai angs, daai spanning maak jy dood. En as Jesus kruis toe gaan, dan verruil hy nie daardie roeping waarmee hy geroep is, want Jesus het gekom om te sterf. Dan verruil hy dit nie vir onmiddellike verligting nie. As hy na die kruis kyk, dan sien hy jou en my raak. Ok, ek wil graag, en ek is amper klaar, ek wil graag by die 4de ding uitkom. Die gevaar van 'n verdraaide evangelie. Die gevaar van 'n verdraaide evangelie. Ok, so, Jesus is in die woestyn, daar in Matteus 4, waar lees ons daarvan, en die duiwel kom versoek hom. En die duiwel, nadat Jesus gesê het, daar staan geskrywe, kom die duiwel en hy sê, daar staan ook geskrywe. Moenie dink die duiwel ken nie die Bybel nie. Nee, ek is baie ernstig, die duiwel ken die Bybel. Hy ken die skrif, dis God se woord. Jy sien, Satan ken die Bybel, maar hy verdraai dit. En ons, baie keer, dan hoor ek mense sê goed uit die skrif uit, dan dink ek, dis totaal buite konteks en totaal verdraai. Kom ek sê vir een, ek wil die waarsku vanmôre. Nie elke skrifaanhaling is skrifgetroue toepassing nie. Jy weet, kan ek gou-gou vir jy daai storieetjie vertel?
ek hoor van die man wat ongelooflik depressief is en ongelooflik deur krisisse gaan. Hy's depressief, hy's negatief, hy's pessimisties, hy's sinies. En hy's 'n kind van die Here en hy vat die Bybel en hy gaan bid en hy sê, Here, sê vir my, wat moet ek doen? En toe hy die Bybel oopmaak, toe lees hy van Judas wat homself gaan hang. En hy sê, Here, dit kan seker nie U wees nie. Wil U hê ek moet myself gaan hang? En hy maak die Bybel toe en hy sê, Here, praat met my. Here, deel met my. En hy maak die Bybel oop en hy sê, dit wat jy hoor, gaan doen dit en gaan doen dit gou. So, nie elke skrifaanhaling is van toepassing. Skrif buite konteks kan jou vernietig. Partykeer hoor 'n mens regverdiging. Ek weet nou nie hoe mooi is dit nie, maar ek kan onthou as 'n kind het een van die geestelike leiers altyd gesê, elke ketter het sy letter. Of dit mooi is, weet ek nie, maar dit kom net daarop neer. Ouens wat besig is om valse lering te bring, het altyd die skrif daarvoor. Maar dit word buite konteks gebring. Ons glo as kerk in die volle raad van God, in die volle evangelie van God. Weet jy wat? In 'n sekere sin is die duiwel ingelig oor wat in die skrif staan. Maar hy het te vermoë om hy skrif te verdraai en dit wetteloos en hoogmoedig te maak. Daarom wil ek jou vanmôre waarsku. Pas op. En ek weet nou nie wat is die mooi Afrikaanse woord nie, maar kom ons noem dit maar vergerieflikheids-evangelie. Wat bedoel ek daarby? In Engels gebruik hulle die woord voorspoedteologie of prosperity gospel. Weet jy wat dit is? Jy gebruik of jy misbruik die woord tot voordeel van jou eie vleeslike behoeftes. En Jesus sê, as die duiwel sê, daar staan ook geskrywe, dan kom Jesus en hy antwoord hom, daar staan ook geskrywe. Jy sien, jy interpreteer nooit skrif alleen nie. Skrif moet skrif interpreteer. Jy kom nie net, skrif moet een skrif met 'n ander skrif verklaar. Die Bybel sê, by die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak vas. So, as jy bid en die Here praat met jou uit sy woord, dan sê Here, om seker te wees, bevestig hierdie vir my deur u woord. Daar is genoeg. Die Here kan skrif met skrif interpreteer. Die Heilige Gees sal nooit buite die woord praat nie. Die Gees wat die skrif dryf, is die Gees wat die skrif vir jou oopmaak. Ek wil vanmôre vir jou sê, as mense kom en sê die Heilige Gees het my gepraat, en ek het 'n paar maande gelede, het ek dit self persoonlik ondervind in een van ons gemeentes, waar iemand sê, ek luister eerder na die Gees van die Here as wat ek lees wat daar staan. Luister, die Gees werk nooit buite die skrif nie. Die Gees bevestig die skrif. Jesus antwoord met die woord, maar hy antwoord en is korrek toegepas. Die Bybel kan nie net aangehaal word buite konteks om reg verstaan en gehoorsaam te word. Luister, die skrif praat in sekere omstandighede. En ek kan onthou toe ek 'n kind was. Lank gelede in die ou Suid-Afrika. Het al ons ma's hoetjies gedra. Nou raak ek heilige koeie aan.
En weet jy wat, ek het nie 'n probleem met 'n hoed nie. Maar as dit die verkeerde rede is, en die Here het nie regtig gepraat nie, dan trek het ons buite verband. Ek wil nou nie daar gaan nie, dis 'n ander dag se preek. Maar, al wat ek vir julle sê, die skrif praat, binne konteks, op die regte manier, en dit word korrek toegepas. Vyftens, en hiermee wil ek afsluit. Miskien. Die woord is ons wapen. Ons geestelike wapen. En as die duiwel nog dink, hy sê, daar staan ook geskrywe, dan besluit Jesus, dis genoeg. Hy sê, gaan weg agter my, Satan! Jy sien, Jesus beëindig die aanval met die gesag van die woord. Luister, as jou lewe gevul is met die woord, het jy autoriteit. Jy het dit, jy het autoriteit. En as die vyand kom, kan hy sê, gaan weg! Die woord is die swaard, sê Efesiërs 6 vers 17. Waar die woord met geloof gespreek word, moet die vyand wyk. Ons glo aan die krag van die naam van Jesus, dis waar, maar ons glo ook in die belydenis van die woord. Gebed sonder die woord is soos 'n soldaat sonder 'n wapen. Volgens Efesiërs 6 vers 17 is die woord die enigste offensiewe wapen. Jesus het nie met die duiwel gedebatteer nie. Jesus het nie met hom onderhandel nie. Hy het nie met hom geredeneer nie. Hy sê, daar staan geskryf. En weet jy wat? Die duiwel kan maak net wat hy wil. Maar as die Here so gesê het, bly dit so. Jesus wys vir ons gesag. En daai gesag kom nie uit die volume van my stem nie. Daai gesag lê in die waarheid van die woord. Wanneer jy sê, daar staan geskrywe, moet die duiwel in die hel daarvan kennis neem en daar dit gehoorsaam. Weet jy, ons oorwin nie versoekings en toetse en wat jy het ook al wil noem, deur ons eie weerstand nie. Ons oorwin deur die woord van waarheid. As ons die woord ons eie maak en dit spreek in die geloof, gaan daar vrug wees. Daar gaan vrug wees. En ek wil hiermee afsluit. Vers 11 sê, toe het die duiwel Jesus verlaat. Jy sien, as jy die woord spreek, kan jy verwag dat die Here gaan optree. En hy gaan die vyand wegjaag. Ek wil vanmôre vir julle sê, gehoorsaamheid bring bevryding. Daar's 'n Bybelse patroon. Standvastigheid aan die geloof, in die woord, bring oorwinning en bewerkstellig goddelike bediening. Die engele, nadat hierdie gebeurtenis plaasvind, dan gee God se engele bevel aangaande Jesus en hulle kom versterk hom. Ons glo aan die bonatuurlike ingryping van God. Wanneer jy 'n toets deurstaan, volg die deurbraak. En kan ons gou op mekaar sê in Jakobus 4 vers 7. Hy sê, hoor gou, en ek hoop jy kan dit reg interpreteer. Onderwerp jou aan God. Onderwerp jou aan God. Onderwerp jou aan sy woord. Weerstaan die duiwel. Hoe weerstaan ek hom? Met die woord. So, ek onderwerp my aan God en sy woord. Ek weerstaan die duiwel en wat gaan dan gebeur? Hy sal van julle wegvlug. Jy sien, daar's vrug. Daar's vrug. Oorwinning in die geheim daar in die woestyn.
lei tot die krag wat geopenbaar word in Galilea. Kom ons maak dit weer prakties. Terwyl ek by die Here tyd spandeer, daar alleen waar niemand raak sien nie, sal die Here dit in die openbaar. Luister, dit waarvoor jy nie buig nie, sal uiteindelik buig voor die gesag van Jesus Christus binne in jou. Ek wil vanmôre vir u sê, ons staan in 'n tyd van baie opinies. Ons staan in 'n tyd waar mense oor alles wil onderhandel. Ons het soveel kompromieë, ons het soveel waarheid wat nie regtig waarheid is nie. En die Here wil hê nee, jy moet leef op gevoel nie. Jy leef deur die geloof in sy woord. En ek wil jou vanmôre uitnooi. Wil jy nie vandag kom? Net daar waar jy sit, sluit asseblief jou oë. Net daar waar jy sit, sluit jou oë. Vandag roep die Heilige Gees ons